ander gered kan word. Wanneer ons iets nuuts oor die lewe en geloof leer, is dit vir ons maklik om ons kennis en ons vryheid te gebruik om godsdienstige konstruksies en kunsmatige dinge af te breek. Om die waarheid bloot te lê op 'n manier wat nie nuttig of opbouend is nie. As ons eerlik is dit vir ons spannend om grense te skuif en onbelemmerd te kan leef. Paulus waarsku die Korintiërs of die Christene in Korinte teen hierdie houding. Daar is mense wat sê alles is geoorloof. Ja, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is gehoorsaam, sê hulle. Ja, maar alles is nie opbouend nie. Paulus stel 'n kontras deur hierdie klousies teenoor mekaar op te weeg, om aan te dui wat werklik die Korintiërs se fokus behoort te wees. Paulus beklemtoon dat ons, in plaas daarvan om met vryheid te spog, moet fokus op wat nuttig en opbouend vir die gemeenskap is. Om die goeie in ander persone te soek, moet ons eerste reaksie wees. En dit is nie net beperk tot Christene of Christengemeenskappe nie. Paulus sê, of jy eet en of jy drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Moenie aanstoot gee nie aan Jood of aan Grieke, of aan die gemeente van God nie. Dit is baie maklik om ander af te breek. Dit beteken nie dat ons nie idees moet uitdaag wanneer die tyd gepas is nie. Dit beteken egter dat ons ander deeglik moet oorweeg en optree op 'n manier wat die boodskap van die evangelie die beste sal oordra. Wat ook al die geval is, ons moet probeer om almal en alles tegemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie, maar die van baie ander, sodat hulle gered kan word.